Goeiedag. 1 Januarie 2026, 'n nuwe jaar. Sjoe, my kop draai behoorlik van die spoed waarmee ons tot hier gekom het. Het voel vir my of ek net enkele weke gelede moes onthou om 2025 en nie 2024 in die datum te skryf. En nou moet ek dit alweer vir 2026 probeer onthou. Maar ek kan nie anderster as om te dink hoe dat ons, ten spyte van die duizelingwekkende spoed waarmee die tyd uitloop, ons nog steeds tyd vermors. Veral wanneer ons so aanhou kla en mor oor alles wat in hierdie land van ons verkeerd is, in plaas van om iets te probeer doen om dit beter te maak. Want jy kan die sypaadjie voor jou huis skoon hou. Jy kan die gate in die straat waar jy woon toegooi. Jy kan die White Horse Center of Hope en die Sopkombuis help om mense wat honger is kos te gee. Iemand het gevra, hoe gelukkig kan 'n mens wees in moeilike omstandighede? Die antwoord is onomwonde, so gelukkig as wat jy kies om te wees. So kom ons maak dit die beste jaar ooit. Leef elke oomblik in verwondering en genade. Wees lief vir mekaar. En moet nie aan iemand doen wat jy nie aan jouself gedoen wil hê nie. Hoe sê Hannes, die aanbieder van Kwela, altyd aan die einde van die program, wees daar vir die mense om jou. Wees daar vir die diere. En baie belangrik, maak ook tyd vir jouself. Die nuwe jaar bied aan elkeen van ons 'n nuwe kans en 'n nuwe begin. Waarvoor wag jy? Wees gereed om tot siens te sê in al die drama en pyn van 2025 en verwelkom die hoop, geluk en wonderwerke in 2026. Daarom wens ek graag vir jou en die mense om jou 'n baie voorspoedige nuwe jaar, in die woorde van C.J. Langehoven. Ek wens vir jou dwars deur die nuwe jaar 'n opgeruimde humeur, 'n gesonde kleur, krag om te beur, niks om te betreur, min om te verleer, te veel om te verteer, en al wat jou hart behoort te begeer. Kom ons bid saam. Here, die jaar is nog leeg. Help my om elke nuwe dag te vul met goeie goed, om te vergewe, lief te hê, meer dankbaar te wees, en om met al my besluite eers op te kyk na bo. Amen.